Romeine hoofstuk 12 en ons kyk vanoggend na vers 17 tot 21. Ek dink dit is belangrik dat ons die hele perikoop saam lees, dit wat ons ook laasweek na gekyk het, so vanaf vers 9, so Romeine 12 vers 9 vanaf van ons lees, maar ons kyk net na die laaste paar verse, daar vers 17 tot 21. Laat die liefde ongeveins wees. Vir afskiet wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Maak voorsiening vir die behoeftes van die heiliges. Streef die gasvryheid na. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. En dan ons teks van hier af vorentoe, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense. En as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Sover ons geleesde gedeelte, kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal help. Dis nie 'n maklike teks nie, en dis 'n teks wat baie misverstaan word, en ons moet bid dat die Here vir ons sal help, dat ons ook hierin hom sal eer, deur gehoorsaam te wees aan sy woord. Kom ons bid. Here, ons loof en dankie vir die goedheid, en ons dankie dat ons vanoggend kan stil word, en die wete dat u woord is waar, en dat wat u van ons hier verwag, Here, is nie die woorde van mense, of die opinies van mense nie, maar dis wat u van ons vra, en ek bid, Here, dat u ons dan sal help, dat ons dit sal gaan uitleef, tot verheerliking van u naam. Bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ek is seker elkeen van julle kan dink aan iemand wat jou kwaad aangedoen het. En ons natuurlike reaksie wanneer ons dink aan iemand, of wanneer iemand ons kwaad aangedoen het, ons natuurlike reaksie is om hulle terug te kry, op een of ander manier om hulle seer te maak. Maar dis nie wat ons as gelowiges moet doen nie. As navolger van Christus, moet ons onsself vyande selfs lief hê. Die teks en die skrif is tog baie duidelik daaroor. Ons moet hulle lief hê. As iemand teen jou gesondig het, gee dit jou geen reg om teenoor hulle terug te sondig nie. Want jy is nuut gemaak in Christus, en jy moet reg optree, selfs al tree die wêreld rondom ons verkeerd op. Maar ons teks vra eintlik meer as net dat jy moet reg optree, want ons het laasweek gesien, vers 14 het ons gesien, nie waar nie, dat ons moet seën die wat ons vervolg. En daarop brei Paulus dan vanoggend uit, en sê, wat is die verwagting, hoe moet ons teenoor ons vyande optree? En hoekom moet ons teenoor hulle optree, verduidelik ons teks ook. Nou dit beteken nie, en dis belangrik dat ons dit verstaan,
Dit beteken nie dat ons hulle verkeerde gedrag moet oorsien nie. Dit beteken nie dat as iemand teenoor ons verkeerd opgetree het, dat daardie gedrag word oorgesien. As hulle kwaad gedoen het, dan is hulle gedrag strafbaar. Maar daardie straf kom my en jou nie toe. Dit is vir God om te oordeel oor elke mens. En ons moet dit in sy hande los. Ons glo in 'n soewereine God wat alle dinge ten goeie meewerk en selfs alle dinge ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en geroep is aan sy voorneme. Is dit nie wat ons glo nie? En so as ons dit glo, dan moet ons vanoggend vir mekaar sê, ons kan daardie saak in sy bekwame hande los. Dat hy sal vergeld volgens sy goeddenke. As iets anders wat belangrik is wanneer ons hierdie teks lees, dat wat hierdie teks, en Paulus in hierdie teks doen, is hy praat met ons as individuele. Hy praat nie met ons as gemeente nie, hy praat nie van die manier hoe die staat funksioneer nie. Paulus praat hier met my en jou, hy praat oor my en jou verantwoordelikheid as individue, as Christene, wanneer iemand ons kwaad aangedoen het. So hy praat nie van die verantwoordelikheid van die staat nie, daaroor gaan ons volgende week kyk, want Romeine 12:13 begin met wat is die verantwoordelikheid van die staat, en waarvoor het die Here die staat geroep. Hy praat ook nie van wat is die verantwoordelikheid van ons as gemeente, wanneer iemand gesondig het. Daaroor praat hy in ander tekste. Nee, Paulus praat hier met my en met jou as gelowiges. Hoe moet ons as Christene optree wanneer iemand teenoor ons verkeerd gedoen het? As hulle ons kwaad aangedoen het. Wat moet ons reaksie wees? En ons reaksie moet wees om nie te vergeld nie, maar om aan hulle goed te doen. Om ons nie te wreek nie, maar om in steede barmhartig te wees. Om nie kwaad te doen nie, maar die kwaad te vervang deur om goed te doen. Dis die vraag van ons in die woord van die Here. En so ons praat vanoggend oor ons verhouding met ons vyande. En die gelowige wat te nagekom is, moet God in sy reaksie eer. So hoe moet ek optree? Die manier hoe ek optree moet God eer. En ons kyk dan vanoggend na 3 teenoorgestelde reaksies. Die eerste reaksie, teenoorgestelde reaksie wat ons moet hê is, vergeld kwaad met die goed. Vergeld kwaad met die goed, vers 17 en 18. Hoe begin Paulus in vers 17? Vergeld niemand kwaad vir kwaad. Dis ons natuurlike reaksie, is dit? Ons natuurlike reaksie is, iemand het my seer gemaak en ek wil hê hulle moet ook seer hê. Maar ons as gelowiges kan dit nie doen nie. Ons kan nie kwaad met kwaad vergeld nie. Nou wat ek wil hê ons moet verstaan is, hierdie is nie 'n unieke teks in die Bybel nie. Dis nie die enigste plek in die Bybel wat ons sien dat ons mag nie kwaad vir kwaad vergeld nie. Ons vind presies dieselfde lering in 1 Tessalonisense 5 vers 15. Ons vind presies dieselfde lering in 1 Petrus 3 vers 9. Ons vind presies dieselfde lering in Spreuke 20 vers 22. So, dis nie net Paulus wat dit leer nie. Paulus leer dit, Petrus leer dit, Salomo leer dit. Jesus self leer, ons mag nie kwaad met kwaad vergeld. As vir iemand jou kwaad aangedoen het, as jy hulle vergeld met kwaad, dan doen jy iets wat nie pas by Christendom. Hoe moet ons dan optree? En die antwoord daarop is, ons het 'n verantwoordelikheid om op twee antwoorde op daardie vraag, 2 maniere wat ons moet optree. Vers 17b en vers 18 vertel vir ons hoe moet ons optree. Vers 17b sê, bedink wat goed is vir alle mense.
Wat Paulus daarmee bedoel is dat jou gedrag teenoor daardie persoon mag nie kritiek uitlok by die mense van hierdie wêreld nie. Dit mag nie opregte kritiek uitlok by mense in hierdie wêreld nie. Ons vind dieselfde lering, Paulus sê dieselfde ding in 2 Korintiërs 8 vers 21 wanneer hy sê, want ons bedink, sê Paulus, wat goed is nie alleen voor die Here nie, ons bedink dit wat goed is nie net voor die Here nie, maar ook voor die mense. Nou moet my nie verkeerd verstaan nie, Paulus is nie besig om hier te sê ons moet woke wees, sodat almal van ons deesdae verwag, en ons moet alles goedkeur wat almal doen wat verkeerd is, en ons moet alles aanvaar wat ons weet verkeerd is, en dis nie wat Paulus sê. Hy sê dat as gelowige is, moet jy dink en anders optree as wat normaalweg verwag sou word van jou as 'n wêreldse mens. In steede daarvan om vergelding te soek, moet jy soek vir maniere om aan hulle goed te doen, maar goed te doen op so 'n manier dat selfs die wêreld kan sien, maar dit wat jy gedoen het is goed en reg. Ons weet dat hierdie wêreld, vir meeste van hulle noem dit wat sleg is, noem hulle goed, en dit wat goed is, noem hulle sleg. Dis waar. Maar tog te midde van dit, en spite van dit, is daar nog 'n algemene gedagte, selfs in hierdie wêreld, dat sekere dinge is goed en sekere dinge is sleg, nie waar nie. En so, wat Paulus hier van ons vra, is ons moet so optree, selfs teenoor ons vyande, dat selfs die wêreld geskok sal wees om te sien, maar kyk, daai ou het hom so sleg hanteer, maar kyk hoe goed hanteer hy. Dis wat Paulus hier sê. In steede daarvan om te soek om die persoon wat jou leed aangedoen het te vergeld, soos wat meeste mense in die situasie sou dink. Dit is die manier hoe ons as gelowiges moet optree, is om aan hulle goed te doen, sodat selfs die wêreld geskok sal wees oor ons optrede. Maar tweedens sê Paulus in vers 18, hoe moet ons optree? Ons moet optree as dit moontlik is, sover as wat dit van ons afhang. Leef in vrede met alle mense. Leef in vrede met alle mense. Nou let op wat Paulus hier sê, hy sê, as dit moontlik is. So hy besef dat daar is omstandighede waar dit nie moontlik is vir ons om vrede te kan hê met 'n persoon. Dit is moontlik. Maar terwyl dit moontlik is dat daar situasies mag wees waarin ons nie met vrede met iemand anders kan saamleef nie, moet die rede hoekom daar nie vrede tussen jou en hom kan wees nie, moenie iets wees in jou nie. So ver as wat dit van jou afhang, sê Paulus. Dit moenie as gevolg van iets wees in jou nie. Met ander woorde, die rede hoekom daar nie tussen my en jou vrede kan wees nie, mag nie wees omdat ek nie met jou wil vrede maak nie. Mag nie wees omdat ek nie van jou hou nie. Mag nie wees omdat ek nie bereid is om jou dade te vergewe nie. Dit mag nie die rede wees hoekom daar nie vrede tussen my en jou mag wees nie. So ver as wat dit van my afhang, moet daar vrede met alle mense wees. En as daar nie vrede tussen my en 'n persoon kan wees nie, maar dan moet dit wees as gevolg van 'n rede buitekant myself. Nou kom ek noem 'n paar voorbeelde. So die rede moet wees buitekant myself. Dit kan nie wees omdat ek onwillig is nie. Dit kan nie wees omdat my optrede dit verhoed nie. Hoekom nie? Hoekom kan dit nie wees dat dit iets binne in my mag wees nie? Want wat het Jesus vir ons geleer? Matteus hoofstuk 5 vers 9. Jesus leer ons dat ons moet vredemakers wees. Vredemakers wees met alle mense. Moenie vrede maak net met sommige mense nie, maar met alle mense. Wat beteken? As die teks sê, leef in vrede met alle mense, dan bedoel dit alle mense sonder uitsondering. Niemand is uitgesluit daarbey.
Ons moet vredemakers wees met alle mense. Maar sover as wat dit moontlik is, sover as wat dit van my afhang, moet ek vrede soek met alle mense. Maar dit is soms nie moontlik nie. Wat is die rede hoekom dit soms nie moontlik is nie? Wat is daardie redes buitekant myself wat kan veroorsaak dat ek nie met iemand kan vrede maak nie? Hier is die antwoord. Redes buitekant myself is as daai persoon skuldig is aan 'n gruwelike Bybelse sonde. Nou let op wat ek sê, 'n gruwelike Bybelse sonde. Dit wat die Bybel klassifiseer as 'n gruwelike sonde, nie wat my opinie is van 'n gruwelike sonde. Of 'n onwilligheid in my eie hart, omdat ek dink dit is te erg. Wat die Bybel klassifiseer as 'n gruwelike sonde, as iemand dit doen en hom nie daarvan wil bekeer nie, dan sou dit 'n rede wees vir jou om nie met daai persoon vrede te maak nie. Hebreërs 12 vers 14 dink ek gee vir ons leiding daarin, want dit sê jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here kan sien. Met ander woorde, as om vrede met hierdie persoon te maak, heiligmaking sou tot niet maak. Dit onmoontlik vir jou sou wees om heilig te wees deur om hierdie persoon te aanvaar. Dan sou dit beteken dat jy nie met daai persoon hoef vrede te maak nie. As jy met iemand moet vrede, as jy in 'n situasie is waar jy moet vrede maak met iemand wat 'n gruwelike sonde gepleeg het en hom nie daarvan wil bekeer nie, dan sou dit jou heiligmaking beïnvloed. En dan moet jy nie met daai persoon vrede maak. So vrede kan nie kom ten koste van heiligmaking. En so as iemand 'n gruwelike sonde gepleeg het volgens die woord van God, nie volgens ons verdraaide beginsels nie, dan is die verwagting dat jy jouself van daai persoon sal distansieer. En om die waarheid te sê, Jesus leer vir ons, in Matteus 10 vers 34 tot 36, Jesus leer vir ons dat hy sou selfs as gevolg van dit binne in families verdeeldheid veroorsaak. As gevolg van sonde wat ons nie kan aanvaar. En so daar's een rede hoekom daar nie vrede gemaak kan word nie. Is omdat die persoon 'n gruwelike sonde gepleeg het in die oë van God, wat dit van jou as 'n gelowige verkeerd sou maak om met hom vrede te soek. So daar is 'n baie duidelike aanduiding dat die sogenaamde sondes wat ons moet aanvaar in liefde van Christus, is totaal en al teenstrydig met die leer van die skrif. Wanneer mense gruwelike sonde hanteer, moet ons onsself distansieer, hulle sien as ver weg. Ons moenie met hulle deel hê. Ons kan nie met hulle gemeenskap hê. Tensy hulle daarvan bekeer. En so dan hoef jy nie vrede te maak met iemand wat homself skuldig maak aan gruwelike sondes nie. En die ander area waarin dit moontlik is waar dan nie vrede gemaak kan word nie, is as die persoon met wie jy wil vrede maak nie met jou wil vrede maak nie. Maar in so 'n geval moet jy sover as wat dit van jou afhang, sê Paulus, alles in jou vermoë doen om met daai persoon vrede te probeer maak, en as hy dan nie met jou wil vrede maak nie, dan moet jy uiteindelik daarin rus vind. So die hele punt is dat die rede waarom daardie vrede gevind kan word nie, moet iets wees buitekant jouself, en jy as kind van God is geroep om 'n vredemaker te wees, en vredemaker te wees ten koste van jouself soms, maar nooit ten koste van die heiligmaking. Nooit ten koste van heiligheid. So ver as wat dit van jou afhang, moet jy alles in jou vermoë doen om vrede te maak behalwe dit wat onheilig is. En dis om goedkeuring te gee aan sonde van 'n ander of homself daaraan deel te hê. Dit kan ons nie doen. Tweedens word ons geroep om boosheid te vergoed met barmhartigheid. Vergoed boosheid met barmhartigheid, vers 19 tot 20. Nou let op dat Paulus noem hulle in vers 19 geliefdes.
En dis belangrik, want wat Paulus daardeur eintlik sê is, ek weet wat ek nou vir julle vra is moeilik. Ek verstaan dat hierdie dinge wat ek vir julle sê is moeilik om te verdra. Dis moeilik om te hoor, maar dit kan nie anders nie. Julle moet hierdie dinge doen. Ons mag nie vers 17 kwaad met kwaad vergeld nie, maar dit beteken ons kan verseker ook nie vers 19 plek gee vir ons eie wreek nie. Ons kan nie wreek nie. Ons kan nie wraak hê nie. Nou, dit praat in vers 19 oor meer as net bloot om te vergeld, of om vergelding te soek, want dit praat eintlik hier van die hartgesindheid, die gesindheid waarmee jy teenoor iemand optree. Kom ons wees eerlik, nee, dis moontlik om nie iemand te vergeld nie, maar nog steeds in jou hart bitterheid te hê, en te wens en te wag vir iets om te gebeur met hulle wat sleg is. En dis waarvan Paulus hier praat. Praat van die gesindheid van jou optrede. Ons optrede mag nie gelei word deur bitterheid of wraak in ons hart. Dit moenie wees dat ons begeer om hulle terug te kry nie. Die rede waarom geen plek in ons wraak gegee mag word nie, is omdat wraak en vergelding ons nie toekom nie. Dis wat die res van die vers sê. En hy haal hier, Paulus sê, net sodat julle verstaan, wat ek vir julle hier leer is nie my eie leer nie, dis God se leer. Kom ek vertel vir julle wat sê die Bybel, en hy haal die tweede gedeelte van vers 19 aan uit Deuteronomium. Deuteronomium 32 vers 35, uit die wet van die Here. En wat sê dit? Aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. En so, die rede hoekom ek nie maar wraak of bitterheid in my hart het teenoor hulle wat aan my verkeerd gedoen het, is want daai bitterheid of haat kom my nie toe nie. Wraak kom my nie toe nie. Dit behoort aan die Here. En nou mag jy vra, wel, hoe gaan die Here daardie persoon vergeld vir die boosheid wat hy aan my gedoen het? Wel, Jesus leer vir ons in Matteus 16 vers 27 sê hy, dat die seuns van die mens sal elkeen vergeld volgens sy dade. Nou ek weet en jy weet, dit verwys na die dag van sy wederkoms. Dan sal die Here elkeen vergeld volgens sy dade. Maar daar is mate waarin God reeds nou mense vergeld, en ons sien dit reg deur die hele skrif, doen ons nie. God hulle vergeld vir hulle bose dade. Ons sien dit alreeds in Genesis 3. Adam en Eva, sondig, word hulle nie dadelik vergeld vir hulle slegte dade nie. Onmiddellik sit God hulle uit die tuin uit. Onmiddellik word daar met swaarigheid geywer. Onmiddellik word daar met swaarigheid kinders gebaar. So daar's onmiddellike vergelding vir die verkeerde dade van Adam en Eva. En so ons kan sien, reg deur die geskiedenis, dat God baie keer onmiddellike vergelding en straf uitdien op hulle wat verkeerd optree. Nog 'n manier waarop God mense sal vergeld vir hulle slegte dade, is dit waarna ons volgende week gaan kyk. Die staat is aangestel vir daardie doel. Romeine 13 vers 4, waar ons volgende week sê dat die staat is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen te straf. Nou ek weet, ons het ons opinies oor die staat, nee, ons het ons opinies oor hulle gewilligheid en hulle vermoë om daardie straf uit te voer, maar hier's die ding wat ek en jy moet verstaan, broer en suster. Ons rus nie in die staat nie. Ons rus in die God wat die staat aangestel het om daardie werk te doen. En so of die staat in staat is om daai werk te doen, dis 'n saak tussen hulle en die Here. My verantwoordelikheid, jou verantwoordelikheid, is om in gehoorsaamheid aan God daardie straf in die hande van die staat te plaas wat die Here vir hulle gegee het om uit te oefen. My opinie en jou opinie
verander geensins die feit dat die wraak kom my en jou nie toe nie. Die wraak kom God toe. En hy sal dit uitvoer volgens sy perfekte plan. Met of sonder die staat. Maar hy sal dit uitvoer, nie ek en jy. Hy sal vergeld. En ons as sy kinders mag ons nie wreek oor hulle wat ons kwaad aangedoen het nie. Terwyl dit wat iemand aan my gedoen het of aan jou gedoen het, wraak mag vereis, vergelding mag vereis, is daardie vergelding nie iets wat ek en jy persoonlik mag uitoefen nie. Ons moet dit in die hande van God los. Wat die enigste een is wat regverdig sal vergeld. Elke persoon volgens sy dade. Ons moet die voorbeeld van die Here Jesus Christus hierin volg. Ons het hom as voorbeeld van presies dit waarvan ek nou praat. 1 Petrus 2 vers 23, toe hy uitgeskel is, het hy nie terug uitgeskel nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Maar hy het dit oorgegee aan hom wat regverdig oordeel. Hy het dit oorgegee in die hande van sy Vader. In steede daarvan om die verkeerde dade van ander te vergeld deur homself verkeerde dade te doen. Wat moet ons doen? Wat sê ons teks? Vers 20. Ek en jy moet barmhartigheid bewys, sê die teks. So as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Nou dis 'n aanhaling uit Spreuke 25 vers 21 tot 22. Maar dit stem ooreen presies met dit wat Jesus vir ons leer in Matteus 5 vers 43 tot 45. Want Jesus sê, die algemene sêding van sy dag en ook die algemene sêding van ons dag, is dieselfde. Wat is dit? Die algemene sêding is, jy moet jou vriende, jou naaste moet jou lief hê, maar jou vyande moet jy haat. Dis wat die wêreld van ons vra, is dit nie? En dis wat die wêreld van Jesus se tyd van hulle gevra het. En dan sê Jesus, nee, ek sê vir julle moet julle vyand lief hê. Seën die wat julle vervloek. Doen goed aan die wat julle haat. En bid vir hulle wat julle beledig en julle vervolg. En hoekom moet ons dit doen? Hoekom moet ons dit doen? Want dis wat ons Vader in die hemel gedoen het. En ons is sy kinders. En so Jesus sê, sodat julle kinders van julle Vader wat in die hemel is. Sodat julle kinders van julle Vader wat in die hemel is kan wees. Dis hoekom julle so moet optree. Want dis hoe hy optree. Want hy laat die son opgaan oor die slegtes en die goeies. En laat reën oor die regverdiges en die onregverdiges. So God verwag nie van ons enigiets anders as wat hy self gedoen het nie. God verwag nie van ons enigiets anders as wat ons gesien het in die voorbeeld van Jesus Christus nie. Maar dan kom vers 20 en hy eindig met hierdie vreemde stelling en miskien het dit vir jou nou so 'n bietjie hoop gegee, nê? Dis ook 'n aanhaling uit Spreuke 25 vers 22, daai laaste deel. Wat sê, sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. En miskien het dit jou nou nog so 'n bietjie hoop gegee. Maar dan wil ek sê, daar mag by jou geen begeerte of aksie van vergelding of wraak wees, wanneer jy teenoor jou medemens optree nie. Geen. En so die vurige kole wat op sy hoof opgehoop word, kan nie kom vanuit 'n gedagte in my, of kan nie by my 'n gedagte opwek van kry vee. Wag net en sien wat kom vee. Dit mag nie my gesindheid wees nie. Nou waarna verwys hierdie kole wat opgehoop word? Wel, dit verwys amper ongetwyfeld na God se regverdige toorn oor hulle. Want aangesien die wraak
die Here toe kom volgens vers 19. En aangesien oral waar die woord wraak in die skrif gebruik word sonder 'n kwalifikasie vooraf, dit amper uitsonderlik net verwys na God se wraak. Verwys dit na daardie toorn van God volgens Romeine 2 vers 6 wat elkeen sal vergeld volgens sy werke. En so kom ons kyk net vir 'n oomblik en raak net stil. So die verwagting is dat wanneer iemand teenoor my verkeerd opgetree het, moet ek in steede daarvan om hulle kwaad aan te doen, aan hulle goed doen. In steede daarvan om my te wraak oor dit, moet ek aan hulle barmhartigheid bewys. En daar moet nie in my hart enige bitterheid of kry vir jou houding wees nie. Want my gesindheid moet wees tot eer van God. My gesindheid moet wees barmhartigheid teenoor hulle wat hier voor my staan. Die gesindheid by my moet wees dieselfde as dit wat by Jesus Christus was. En by Jesus Christus was daar geen gesindheid van vergelding of wraak nie. Daar was nie 'n gesindheid van verlekker hom in die wete dat hierdie ouens se straf gaan kom nie. Dis nie by Jesus gewees nie, so dit kan nie by ons wees nie. En maar terwyl dit so is, dat ons nie mag verlekker in die feit dat daar vir persone gaan straf wees nie, is die feit dat daar gaan vir hulle straf wees. Want God sal regverdig elkeen oordeel volgens sy werke. Tensy hulle sal bekeer en in die Here Jesus Christus glo, sal hulle die toorn van God ontmoet, elke ongelowige, elke goddelose sal. Hulle sal geoordeel word ooreenstemmig hulle werke, wat hulle kwaaie werke of slegte werke teenoor ons ook sal insluit. Maar daarin mag ons nie verlekker nie. Ons gesindheid moet wees, laat dit in God se hande, en ons hou aan om aan hulle goed te doen. Dis die verwagting van die skrif. En dit bring my by die derde punt. Vervang sonde met geregtigheid. Vers 21. Laat jou nie deur die kwade oorwin. Kan ek dit weer sê? Laat jou nie deur die kwade oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dit is eintlik 'n opsomming van hierdie hele teks. As iemand jou kwaad aangedoen het, mag ons nie vergelding soek nie. Mag ons ook nie uitgaan om te wraak te soek teen hulle. Maar dit beteken terselfdertyd ook nie dat ons mag neutraal staan nie. Ons mag nie neutraal staan teenoor hulle wat verkeerd gedoen het nie. Aan ons nie. Nee, ons moet kwaad, sê die skrif, vergeld met goed. Ons moet kwaad met barmhartigheid vergoed. Met ander woorde, as hulle teenoor ons kwaad is, moet ons teenoor hulle goed optree. As ons kwaad met kwaad vergeld, wat gebeur? Kom ons vra vir onsself die vraag. As iemand teenoor my verkeerd optree en ek draai om en ek tree verkeerd teenoor hulle op, wat is ek besig om te doen? Is ek nie besig om net meer boosheid in die wêreld in te bring nie? Is dit wat van ons as Christene gevra word? So dis net logies, broer en suster, dat hierdie is nie aanvaarbaar. Dis nie moontlik vir ons om so te redeneer nie. Nee, in steede daarvan om kwaad te doen, vermaan die skrif ons, Galasiërs 6 vers 20, laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen. Maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Laat ons, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen. Die punt is, broer en suster, ons is nie in hierdie wêreld geplaas. Ons is nie in hierdie wêreld geplaas sodat ons meer boosheid in die wêreld kan inbring nie, maar juis om die boosheid te stop, is dit nie. Juis om geregtigheid te laat seëvier. Juis om te doen dit wat goed is en wat God eer. Maar die vers is meer persoonlik as dit, want die vers praat nie van ons verantwoordelikheid as Christen in die algemeen nie. Wat sê dit?
Hy sê, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie. Maar oorwin die kwaad met die goeie. Deur kwaad met kwaad te vergeld, deur jou op jou vyand te wreek, is jy besig om ook te sondig. En ons mag dink dis 'n ligte sonde, maar kom ek vertel vir jou wat sê die geliefde apostel daaroor. Die geliefde apostel 3 Johannes, derde brief van Johannes 1 vers 12 sê, geliefdes, moenie navolg wat kwaad is nie, maar wat goed is. Hy wat goed doen, luister mooi wat hy sê, hy wat goed doen, is uit God. Maar hy wat kwaad doen, het God nie gesien. Om kwaad met kwaad te vergeld, is totaal en al ongepas en onvergelykbaar of versoenbaar met Christendom. Nee, wat van ons verwag word is nie om te maak soos die wêreld maak wanneer iemand teenoor ons verkeerd opgetree het. Wat van ons gevra word is nie om op te tree soos hulle nie. Wat van ons gevra word is om op te tree soos Jesus. En ek kom weer terug by 1 Petrus 2 vers 23. Hy wat, toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. En toe hy gelei het, nie gedreig het nie. Maar wat het oorgegee het aan die hand van hom, wat regverdig oordeel. En so broer en suster, die vraag is nie, dat ons moet dink en moet doen, en moet optree soos die mense van hierdie wêreld nie. En ek wil selfs verder gaan as dit. Die vraag is nie eers dat ek en jy moet optree sodat ek en jy wil optree nie. Want ek en jy is sondaars. En ons default begeerte is om dit te doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Die vraag hier is nie dat ons sal optree soos die wêreld nie. Die vraag is nie dat ons sal optree soos ek en jy wil optree nie. Die vraag is dat die woord van die Here my sal leer. En die Heilige Gees my sal lei om die voorbeeld van Jesus Christus te volg. Dis die vraag. Sodat wanneer iemand my kwaad aandoen, ek hulle kwaad sal vergeld met dit wat goed is. En as iemand my skade aandoen, hulle boosheid te vergoed met barmhartigheid. Sodat ek nie sal toelaat dat die kwaad oor my sal oorwin nie. Maar dat ek die kwaad sal oorwin, deur te doen wat goed is in die oë van die Here. Dis die vraag. Dis 'n geweldige vraag. En geliefdes, saam met Paulus sê ek weet dis moeilik, maar dit kan nie anders nie. Ons moet, ter wille van die eer van Christus. Amen. Ons bid. Here, dis 'n geweldige vraag hierdie. En ons weet, Here, dat ons in onsself nie in staat is om dit te doen nie. Want dit is inderdaad so, Here, dat ons sondige natuur is geneig om te soek vir vergelding, wanneer ander teenoor ons verkeerd opgetree het. Ons natuurlike reaksie is om bitter te wees, en selfs daardie kry vir jou houding te hê. Maar help ons, Here, om die voorbeeld van Jesus Christus ook hier te volg wanneer dit moeilik is. Hy wat nie vergeld het nie. Hy wat nie gewreek het nie. Maar hy wat in die hande van die goeie Vader gedoen het om te doen volgens sy wil. Terwyl hy self voortgegaan het om goed te doen. Selfs tot ons voordeel, Here, want as hy nie barmhartigheid en genade aan hulle wat hom tot niet gemaak het, hulle wat hom gedood het, bewys het, Here, hoe sou ons gered word?
Help ons dan, Here, om Jesus Christus se voorbeeld hierin te volg. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.